En toe hy die skare sien, het op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwild. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Ons is in Jesus stories en vandag is ons in deel 77. Ons praat oor Jesus se ons so ver, 77 boodskappe later, praat ons oor Jesus in die 4 evangelies so kronologies as moontlik het ek dit gedoen. En ons het eintlik laasweek tot 'n einde gekom in 76, die kronologiese storie van Jesus se lewe. Maar daar's soveel ander goed tussenin wat ons nie kronologies kon inpas nie, wat ek noem Jesus stories deleted scenes, dat ons vandag oor dit gaan gesels. Ons begin vandag en ek dink ons gaan nog so 77 besig wees terwyl ons oor dit praat. Sy kerk is veronderstel om mense aan Jesus voor te stel, sodat hy hulle kan red en hulle hom kan volg. En dan leer ons hom ken. En hoe leer ons hom ken? Deur te kyk na wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En wat het hy gesê en gedoen? Hy het net gesê wat sy Vader gesê het, Johannes 12, en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het, Johannes 5, want hy was hier om ons te kom voorstel aan die Vader. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Om gered te wees en God te ken is sinoniem aan mekaar. Jy kan nie die een sonder die ander een hê nie. Dis soos om te sê, ek trou met my lewensmaat. En ek's verlos uit die enkellopende lewe uit. Maar jy doen nooit die moeite om regtig jou lewensmaat te leer ken nie. Jy kan nie sê, ek en die Here is in 'n verhouding, maar jy ken hom nie. Nee, dit is 'n gevoel. Ek het net 'n besluit gemaak, dis hoekom ons in 'n verhouding is. Maar jy ken hom nie. Wel, ek dink is ongelukkig ook so dat baie huwelike wel so is. Sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Dat jy hom intiem sal ken. Ek het gister aand vir julle WhatsApp uitgestuur en gesê, beskryf vir my 'n Christen, bring 'n lysie saam. Hoopelik het jy jou lysie vandag saamgebring. Beskryf 'n Christen. Hoe lyk 'n Christen? Hoe beskryf ons 'n Christen? Kyk, as dinge wit warm raak en ons konflik, dan weet almal ewe skielik hoe lyk 'n Christen. O, jy noem jouself 'n Christen, nê? Nee. Veral as iemand kwaad raak. 'n Christen raak mos nie kwaad nie. Hy mag mos nie kwaad raak nie. Hoe lyk 'n Christen? Party mense sê nee, as ek die woord Christen hoor ek net hoe steek iemand my in die rug. Hoe mislei iemand? Party ander ouens sê nee, is Galasiërs 5:22, is die vrug van die Gees, geduld, lankmoedigheid, goedhartigheid, selfbeheersing. Party mense sê dis 'n Christen. Wat is jou definisie van 'n Christen? Hoe lyk 'n Christen? Jesus het 'n mooi gestipuleerde uiteengesitte lysie gegee van hoe lyk 'n Christen. Nou hierdie is baie belangrik wat jy moet vanoggend verstaan. Daar's geen manier vir jou om hierdie uit jouself uit te doen nie. Hierdie lysie wat Jesus hierso gee, is nie 'n te doen lysie nie. Hierdie is wat hy in jou bewerkstellig. Hierdie is wat hy in jou kom doen. So dalk sit jy vanoggend en jy sê, o, krisis, ek beleef nie hierdie in my eie lewe nie. Dan is daar twee goed vir jou om te doen. Of om op jou knieë neer te val met jou gesig na die grond toe en te bely en te sê, Here, help my. Of die tweede ding wat jy moet doen is om nou vir jouself te vra, wat maak ek hier en hoekom mors ek my tyd? Want ek's duidelik nie een nie. So hoekom is ek hier? En dis die lysie wat Jesus vanoggend vir ons gaan gee. Nou ek hoop ek kom binne die toegepaste tyd hierdeur. Deesdae sukkel ek om dit reg te kry. Maar hierdie boodskap waarna ons kyk is wat ons noem die bergrede. Matteus het gegaan en hy het al Jesus se hoofgoed wat hy gesê het, die heeltyd in al sy preke, het hy in een preek gaan indruk en hulle noem dit die bergrede. Matteus 5, 6 en 7, as jy dit sou wou gaan lees het. Is al die belangrikste hoogtepunt goed wat Jesus gesê het. Die enigste ander ou wat ook bietjie hierna verwys het was Lukas.
So ons weet nie presies kronologies of Jesus hierdie preek als aan een gepreek het nie. Ons teoloog sê nee, dit kon nie gewees het nie. Hy moes dit, en Matteus het net gegaan en het 'n opsomming van dit gemaak. Matteus 5, 6 en 7. Dis waarna ons kyk vanoggend. En die lysie waarna ons kyk is wat Jesus saamstel. Nou blykbaar het Jesus, soos ons in Jesus stories gelees het Jesus sy 12 disippels elkeen uitgekies by hulle naam. Maar blykbaar het hulle ook formeel aangekondig volgens Lukas. Hy het 'n klomp ouens gehad wat hom agter hom aangeloop het en hierdie groot groepering ouens het hy iewers eendag bymekaar gehad op 'n berg. Hy het op die berg geklim en hy deernag gaan bid oor watter van hierdie klomp ouens moet hy nou uit 12 aankondig as sy formele aangekondigde disippels. En hy het gegaan en die nag deur gebid, vir die Here gevra vir wysende insig. Wie's my disippels? En die volgende oggend, toe kom hy af van waar hy gebid het, so eentjie af van die berg waar hulle nou vir hom gestaan en wag het, en toe kondig hy nou die 12 disippels aan. En dis waar ons storie vandag wegspring. Lukas skryf dit so, en hy het met hulle afgeklim, met sy nuwe 12, wat hy sopas aangekondig het. En op 'n gelyk plek gaan staan. Nou dis baie belangrik. Op 'n berg is ons niks gelyk nie, ons altyd so skuins af. So jy kry sulke plekke, so jy nader aan die voet van die berg wat so lekker groot gelykstuk is. Nou, die simboliek hieraan is hier is ons almal gelyk. Want Jesus gaan nou 'n aankondiging maak van hoe lyk sy disippels. En wat ons heel eerste moet verstaan is, Jesus het hiërargie kom vernietig, soos ons dit ken op die aardbol. Ek's 'n baas, jy's 'n klaas, jy sal vir my luister, ek het gesag. Jesus het daai kom verwyder. Hy het gesê die lewe gaan oor verhouding. Verhouding met God en verhouding met mekaar. En daar staan ons almal presies op dieselfde vlak. As jy jouself bo die res gaan stel, gaan jy definitief moeilikheid in jou lewe kry. Jy gaan definitief 'n konflik hê. Jy gaan definitief vyande hê. Oral oor waar jy gaan en jy gaan 'n groot slagoffer heeltyd wees. En jy gaan die heeltyd jou vinger kan wys hoe onregverdig jy behandel word. Dis waar Jesus begin met hierdie storie, almal gelyk. Hier's nie een bo aan die een nie. Inteendeel, Jesus het gesê, as jy wil groot wees, moet jy dien. Wie eerste sal laaste wees en wie laaste sal eerste wees. Hy het op 'n gelyk plek gaan staan voordat hy hierdie begin sê. En daar was 'n skare van sy disippels. So daar was baie disippels waaronder hy nou uit 12 uitgekies het en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af. Die mense wat daar gestaan het volgens Lukas was alle mense, nie net Jode nie, dit was ook heidense mense, wat beteken goddelose mense, alle volke, alle nasies, want dis vir wie Jesus gekom het. Hy het nie net gekom vir Jode nie. So, dis die setting. Ons is almal gelyk, ons is almal op dieselfde vlak. Nou gaan ek vir julle verduidelik, wat is 'n disipel van my? Wat doen ek wanneer ek iemand red? Wanneer ek in hom 'n nuwe mens skape met 'n begeerte vir God? Wat is daai persoon? Hoe lyk daai persoon op 'n daaglikse basis? Al hierdie mense wat het na Jesus toe gekom om hom te hoor en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. Hoekom het hulle na Jesus toe gekom? Om te leer. Hulle wou hoor wat sê hy. En om hulle te genees, fisies te genees. Want dis wat Jesus kom doen het op die aardbol. Hy was vir 2 redes hier. Om fisies vir ons te kom genees en om ons geestelik lewendig te maak. En ons te leer en ons te laat groei. So hulle was daar om genesing te ontvang. Nou, soos ons nou deur Jesus stories gewerk het ons agtergekom, die mense het eintlik almal agter Jesus aangehardloop juis vir sy wonderwerke. Hulle het eintlik nie 'n saak gehad met wat hy gesê het nie. Hulle wou hom nie noodwendig so seer ken nie. Hulle het net belang gestel in wat hy vir hulle kon doen. En dit mag dalk ook die geval hier gewees het. Maar ten spyte daarvan het Jesus nie opgehou om te sê wat moes gesê geword het en gedoen wat moes gedoen geword nie. Hy is die een wat jou in hierdie wêreld wat 'n mens so boelie, wat stikkend is, nog steeds 'n manier gee om hier te leef, fisies elke dag. En hy is die een wat jou gees vernuwe. Hy is die een wat verlossing in jou lewe bring. Dis hy. En dis hoekom die mense daar was en dis wat Jesus gedoen het. En die hele skare het probeer om aan hom te raak omdat krag van hom uitgegaan het en hy het almal gesond gemaak. Dis soos die storie van die vrou met bloedvloeiing wat vir ons oor gepraat het in Jesus stories. Sy het gesê as ek net in die soem kan raak van sy klere, dan sal ek gesond wees van 'n siekte waarvan ek my hele lewe lank nog aan ly. En Jesus sê daar krag
Jesus het nie eers met haar gepraat nie, het haar nie eens gesien nie, hy het net gesê, daar het krag van hom af uitgegaan. En kan jy jouself net indink, hier's 'n skare mense om Jesus. En almal wat aan hom raak, as hulle nou fisies siek is, raak gesond. Het 'n belewenis. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê in daai oomblik. En nou verduidelik hy vir ons, hoe lyk 'n disipel? Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig, die woordjie salig, sy sinoniem is heerlik, hemels, geseënd. Dis die nuwe vertaling, hierdie is die ou vertaling in Afrikaans, die nuwe vertaling sê geseënd, heilig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Romeine 3 vers 23 sê, ons almal het gesondig. Ons almal kom kort aan die heerlikheid van die Here. Ons almal word in hierdie wêreld arm gebore. Ons die eerste keer wat iemand hierdie vir my verduidelik het hulle vir my verduidelik, iemand wat arm van gees is iemand wat bietjie stadig is, verstandelik. Hulle is bietjie verstandelik vertraag gebore. Hulle is bietjie arm. Hulle het nie die begrip wat die res van ons het nie. So geseënd is die wat arm van gees is, want die Here gaan mooi spesiaal na hulle kyk. Dis 'n verskriklike hoogmoedige ding om te sê. As jy nie vanoggend hierso sit en weet dat jy's arm nie, in jou geboorte, in jou eerste geboorte, is jy totaal arm. Ek gee nie om hoeveel geld jy in jou bankrekening het nie. Jesus praat nie hier van fisiese rykdom en armoede nie. Hy praat van die toestand van die mens. Want dis die heel eerste stap as jy gered word. Is die Here oortuig jou van hoe arm jy werklik is deur die Heilige Gees. En almal kom kort aan die heerlikheid van die Here. 'n Christen is op 'n konstante basis, op 'n daaglikse basis, bewus van hoe arm jy is, hoe tekort jy het aan God, want dis wat die Heilige Gees heel eers te doen. En dit verlaat jou nooit nie, jy kom nie daar verby nie, nee, nou is ek 'n Christen, nou is ek ryk nie. Jy is alweer by trotsheid. Die vieslikste ding wat ons ooit in die wêreld kan vier is, wat noem hulle dit? Pride Month. Christus. Ons is geestelik arm. Al hierdie mense staan op daai berg en luister na Jesus as gevolg van hulle armoede. Kan jy na jouself kyk in die spieël elke oggend en weet dat ek is arm? Want dis waar die Heilige Gees begin in jou en my. Want hoe gaan jy ooit die Here soek as jy nie dit glo nie? Dis wat jou juis laat dryf om op jou gesig voor die Here neer te val en te sê, Here, genade. Here, ek het U nodig. Here, ek het redding nodig. Ek het nodig om by U te leer. Ek het nodig om te kom sit en my ore te spits. Ek het nodig om aan U te raak. Ek het krag nodig. Arm. 'n Christen is 'n arm mens. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Ons praat nie hier van, jy het 'n geliefde verloor en jy huil nie. En die Here gaan jou troos as jou hart gebreek is nie. Jesus is besig om 'n disipel te beskryf, sy eie disipel. Die oomblik as jy agterkom hoe arm jy is, hierdie is trappe van vergelyking, dit werk op mekaar, dit volg op mekaar. Die oomblik as jy agterkom hoe armoedig jy is, hoe ernstig jy verlossing nodig het van jou huidige sonde toestand. Ouens, ek moet dit duidelik vanoggend sê, daar's 'n groot verskil tussen vergifnis vra en verlossing soek. Vanuit jammer uitgekom het, dink ons kan maak wat ons wil. Ek moet net jammer sê. Soek jy regtig verlossing in jou lewe? Van daai goed wat jy glo sonde is. Van daai slegte gewoonte wat oor jou lewe heers. Of sê jy net elke keer jammer? Soek jy verlossing van dit? Iemand wat werklik wil vrykom, sal huil oor daai sonde. Sal pleit by God vir verlossing. Jy sal treur daaroor. Jy sal nie net jammer sê nie. Jy sal vir God vertrou daarvoor. Die een wat treur, sal vertroos word.
Dis so interessant, Lukas gee ook vir ons die teenoorgestelde. Hy sê, wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Ag, is nie so erg, hè? Dit het geen effek op niemand wat ek doen nie. Dis my eie ou plesiertjie. Dis my lekker, geniet dit. Ouens, hoekom sondig ons? Kom ons wees eerlik, wat is lekker? Wanneer was dit nou ooit sleg? Dis briljant, dis lekker. Wee julle wat nou lag, want jy sal eendag ween en treur. Jesus het die hel so beskryf, as 'n plek waar daar geknars is van tande en 'n geween. Huil as gevolg van die feit dat jy is waar jy is, en knars op jou tande as gevolg van frustrasie, want wie durf God wees wat jou hier gesit het. Jy sal eendag daar wees, sê Lukas. Salig is die wat treur, salig is die wat na die Here toe gekom het. Weet julle hoekom was Dawid 'n man na God se hart? Hy het hierdie verstaan. Hy het hierdie geskryf, die offers van God, Psalm 51:19. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en 'n verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Dis hoekom Dawid 'n man na God se hart was. Nadat Dawid so baie droog gemaak het in sy lewe, het hy geweet om op sy gesig voor God neer te val en verlossing te gaan soek. En te huil oor dit wat hy weet nie van God af in sy lewe is nie. Dis 'n Christen. 'n Christen huil oor sy sonde. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Dis hoe Jesus se disipel van hom beskryf. 'n Sagmoedige mens klink altyd so, ag shame. Is nie baie sterk nie. Is maar sagmoedig. Weet jy wat se mens is nie sterk nie? 'n Ou wat as die lewe swaar en taaf raak en al die wiele begin afval, wat senuweeagtig raak en ongeduldig raak. En beheer probeer vat en gryp en sorg dat hy die hele wêreld om hom uitsorteer. Dis alsbehalwe 'n sterk mens. Wat dis tipies ons definisie van 'n sterk mens. 'n Sagmoedige persoon is 'n persoon wat kalm sy vertroue op God hou ten spyte van hoe als in sy lewe uitmekaar uitval, want al sy vertroue is op die enigste een wat eintlik in beheer is, want hy weet hy's nie in beheer nie. Hy was nog nooit nie, sal ook nooit wees nie. 'n Sagmoedige persoon is iemand wat sê ek het my bes gedoen met wat die Here vir my gegee het, en dit lyk nog steeds asof hierdie ding gaan crash and burn. Maar my vertroue is in die Here. Ek het nog steeds rede om aan te hou, om uit te sien, om vorentoe te kyk. Dis 'n sagmoedige mens. Weet jy wat se tipe krag vat dit om 'n sagmoedige mens te wees? Want dis wat die Here doen as hy jou nuut maak. As hy in jou sit 'n begeerte vir hom. Jy vertrou van daai dag af hom vir alles in jou lewe. Jy leef nie meer uit vrees uit nie. Jy doen jou bes en hy doen die res. Dis 'n sagmoedige mens. En dis wat die Here binne in jou maak as hy jou nuut maak. Dis wat hy maak as hy jou red. 'n Christen is iemand wat weet hy's nie in beheer nie, want God is. Hy doen net sy bes met wat die Here vir hom gegee het. Dis 'n sagmoedige mens, want julle sal die aarde beerwe. Nou, ek wil dit ook bysê vanoggend. Elkeen van hierdie wat ons lees, het elkeen 'n voordeel in op die eind van die dag. As jy hierdie gaan maak 'n to-do-lys, as jy dink hierdie is 'n to-do-lys, en ek moet hierdie die beste van my vermoë probeer, dis wat baie keer gebeur is, dan doen ons dit sodat ons die tweede gedeelte kan kry. Die lewe gaan nie oor jou nie. En ek doen iets sodat ek iets kan kry, beteken dit gaan oor my. Dit gaan nie oor God nie. Hierdie is nie 'n to-do-lys nie. Jesus is eintlik hier besig om vir jou te beskryf wat gebeur as jy werklik gered is. En wat hy probeer sê met, jy sal 'n nuwe aarde beerwe, is Matteus 16:33, sorry, my kop is is Matteus 6:33, beywer julle allereers vir my koninkryk, en ek sal al die res vir julle byvoeg. Met ander woorde, gee jy aandag om jou honger te stil, om jou dors te stil. Gee jy aandag daaraan. Gee jy aandag daaraan dat jy arm is en dat jy treur oor jou sonde en God soek. En hy sal sorg dat jy alles kry wat jy nodig het in hierdie lewe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Honger en dors.
hoe werk redding? Ek het dit al baie verduidelik. As jy hoor die evangelie, jy hoor dat jy is vol sonde. Jy verdien dood. En dit oortuig jou van ek het redding nodig. En in daai oomblik kom werk die Heilige Gees in jou en hy skep in jou binnekant 'n nuwe mens met 'n begeerte vir God. Romeine 3 vers 10 tot 12 sê, niemand is verstandig nie, niemand soek God nie, niemand doen nie. Geen mens soek die Here nie, nie in jou eerste geboorte nie. Maar op 'n dag, toe kom jy agter, maar ek het 'n honger en 'n dors na God, net soos wat ek honger en dors is vir kos. Ek het hierdie aptyt vir kos, en daar gaan nie 'n dag verby wat ek nie daaraan deelneem nie, ek eet en ek drink. Maar ek kom agter, ek het ook hierdie aptyt vir God. Wat het gebeur? Want ons word nie so gebore, volgens Romeine 3 vers 10 tot 12 nie. Wat het gebeur? God het deur sy Gees in jou 'n nuwe mens geskape met 'n begeerte vir hom. En jy kom agter, ek het 'n begeerte vir God. Ek het 'n aptyt vir hom. Dit is vir my nogal vreemd. Jy moet jouself hierdie vraag vra. Het jy regtig 'n aptyt vir God? Het jy regtig 'n honger en 'n dors vir God? Of gaan daar 2 weke verby wat jy nie eens met hom praat of enigstens aan jou Bybel vat nie? Of enige geestelike aktiwiteit eers eintlik deelneem nie? Nee, ek het 'n gospelsong op die radio gehoor terwyl ek werk toe gery het. Dit was genoeg vir my. Jy moet jouself vra of jy regtig 'n honger en 'n dors het vir God. Het hy jou regtig nuut gemaak? Salig is hierdie, geseënd is jy as jy daai honger en daai dors het vir God. Na die geregtigheid, vir wat waar is, vir wat reg is. Want jy sal versadig word. Hy sal jou nie net daar los nie. Hy sal jou voed. Hy sal vir jou kos gee. Dit sal 'n effek in jou lewe hê. Die Heilige Gees dryf jou. Daai honger en daai dors wat hy in jou sit, is hoekom jy 'n verhouding met hom het. 'n Christen soek God, het 'n aptyt vir God. 7. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Jesus sê, my disippels, ek het nou net vir julle 12 gewys, hulle aangekondig, hulle is barmhartig. In Engels is daar 2 woorde wat ons in Afrikaans noem genade. In Engels noem hulle dit grace en mercy. As jy gaan vra wat is mercy in Afrikaans, of wat ook al, dan gee hulle gewoonlik vir die een woord genade. Maar die werklike direkte vertaling vir mercy is barmhartigheid. Nou, ek moet vinnig vir julle die verskil verduidelik. As jy, let's say toe ry jy op die R71 en jy ry daar verby Wenbeck se afdraai en die pad maak so afdraande, sien julle die prentjie, daar sit 'n speedkop gewoonlik net so eentjie van daar af. Julle hom al gesien? Hy sit so reg oor kan die ingang af van waar my huis ontrent is. En kom ek verduidelik vir jou wat's barmhartigheid. Barmhartigheid is nie om nie te kry wat jy verdien nie. Dis wat barmhartigheid is. En jy ry 120 in daai 80 sone en daai man trek jou af. En jy draai die ry af en hy kom staan so by jou en hy sê vir jou, meneer, jy ry 120 in 'n 80 sone. En jy sê, ek is so jammer. En hy sê, okay, gaan maar. Dit noem mens barmhartigheid. Dit noem mens in Engels mercy. Selfe gebeurtenis, 120, 80 sone, hy speedkop trek jou af, trek al langs die pad. Hy kom en jy draai die ry af en hy sê, en hy kyk so en hy sien wie is. Hy sê, o, sorry ek het jou afgetrek, hier's vir jou R200, jy kan maar ry. Dis wat ons noem genade. Jy kry iets wat jy nie verdien nie. So daar's 'n verskil. Toe Jesus aan die kruis dood is, het hy gevat wat jy verdien. Jou pak slaag, hy het jou dood gesterf. Dis barmhartigheid. Jy hoef nie meer daardeur te gaan wanneer hy jou red nie. En in sy genade kry jy iets wat jy nie verdien nie. Hy neem jou aan as sy kind. Hy koop jou los van sonde. Jy behoort nou aan hom. Jy is waardig om in God se teenwoordigheid te kom. Dis wat ons noem genade. Nou wanneer hy jou red, het hy jou uit barmhartigheid, in jou bewys. En as gevolg daarvan dat jy oorweldig is daarvan op 'n daaglikse basis, kan jy nie anders as om dieselfde te doen vir jou buurman nie, vir jou naaste nie, die ou wat reg langs jou is die heel dag nie. Jy gee vir die mense om jou wat hulle nie verdien het nie, want dis wat jy gekry het. Dis iets wat die Here in jou gedoen het, en dis nou hoekom jy dit doen. Jy's 'n disipel, jy's 'n volgeling van hom.
Want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Die Here sal aan ons nog barmhartigheid bewys, elke asem, elke liewe dag wat ons leef en die geleentheid kry om te leef, is barmhartigheid wat die Here aan ons bewys. 'n Christen is 'n barmhartige mens. 'n Christen gee vir mense wat hulle nie verdien nie. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. O, Christus, ek wil so bietjies in my mond opgooi as iemand sê, wat sê jou hart vir jou? Kan ek dit meer kras as dit stel vanoggend, want dit is nodig om dit so kras te stel. Die hoeveel ons op ons harte en ons gevoel en ons geloof staat maak, is regtig iets om van te braak. Jeremia die profeet het hierdie woorde gesê. Hy het gesê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Wie kan jou red daarvan? Net God alleen. Die hart waarmee jy gebore word, is nie iets waarna jy ooit in jou lewe luister nie. Jy kan nie jou lewe baseer op jou denke en jou emosie nie. Hoeveel mense baseer hulle verhouding met die Here op hulle ervaring en nie op wat die waarheid is nie. Dit kom uit jou hart uit. Jy moet gered word van daai ding. Jy het 'n rein hart nodig. Wat is 'n rein hart? Want Jesus gee vir jou 'n rein hart. 'n Rein hart is 'n hart sonder 'n agenda. 'n Rein hart het net een ding. Hy doen net een ding. Ek sê wat die Here sê en ek doen wat die Here sê, doen. Ek het geen agenda nie. My lewe is nie my prioriteit nie, die lewe wat hy vir my het, is my prioriteit. En al wat ek sê en al wat ek doen op 'n daaglikse basis is omdat God dit sê en omdat hy dit doen. Dis 'n rein hart. En dis wat hy binne in my en jou maak. Dis 'n rein hart. Salomo het gesê, wees versigtig met wat jy in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En as die Here nie jou hart nuut gemaak het nie, het ons moeilikheid. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien, en dit is wat God doen, is hy haal jou hart van klip uit, die een waarmee jy gebore is, en hy sit in jou hart van vlees, soos die Bybel het verduidelik. En jy sê net wat hy sê, en jy doen net wat hy doen. En dis jou hele agenda in jou lewe. Jy het nie 'n versteekte en 'n verskuilde agenda nie. Dis 'n rein hart. 'n Christen is iemand met 'n rein hart. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hoe het ons al hierdie skrifversie verdraai? Vredemakers. Wat is 'n vredemaker? Ek het gou gesê wat 'n vredemaker nie is nie. Net daar was 'n konfliksituasie gewees. En ek gaan die high road, soos ons in Engels sê, vat. En ek gaan niks sê nie. Ons lig die maatjie op, en ons vee alles onder die maatjie in, en ons maak hom toe. Ek hou die vrede. As dit is wie jy is, het jy maar 'n hele wanpersepsie van wie Jesus is. Want Jesus het nie dit gedoen nie. Nooit. 'n Vredemaker is iemand wat weet die verhouding is belangriker as die verleentheid. Die verhouding is belangriker as wat ek hierdie net kan laat gaan. Ouens, Jesus het kom vrede maak tussen ons en God, en dit het hom sy lewe gekos. Hy het in hierdie gemors van sonde in die wêreld ingekom, sy hande vuil gemaak, en kom doen wat nodig was, om vrede tussen God en die mens te kry. 'n Vredemaker sê, ons moet praat, en ons gaan praat tot ons dit uitgepraat het. Ons gaan dit uitsorteer tot ons dit uitgesorteer. Ja, maar dit is gerieflik vir ons vandag, om onsself net te verwyder uit enige situasie uit waarvan ons nie hou nie. Ag, ek het nie tyd hiervoor nie, ek is beter as hierdie. Ja, jy is duidelik, jy het ook Jesus nodig hê. Konflik is daar om uitgesorteer te word, en dit uit te praat. Totdat ons op 'n punt bereik het waar ons kan sê, okay, hierdie gaan werk of dit gaan nie werk nie. Jesus het vir ons gesê hoe, hy sê as jy 'n grief in jou hart het, gaan na die persoon toe. Ek het al baie keer agtergekom, dis stap 1, gaan in 'n 1 tot 1. Ek het al baie keer geleer, dat baie keer gaan dit nie verder as daai 1 tot 1 nie. As ons net bereid is om dit te doen. Stap 2 is, as dit nie gewerk het, jy vat 'n tussenganger saam, wat saam met jou praat. As stap 1 nie werk nie, en stap 2 baie keer die heel verste wat ek al gesien het om te gaan. Jesus het ons geleer om vrede te maak. 'n Vredemaker sê, die verhouding is vir my belangrik. God het ons gemaak vir verhouding met hom en verhouding met mekaar. Weet jy dat elke stukkie konflik waardeur jy bereid is om te werk, en jy nederig na toe te gaan en te sê,
hier's wat ek dink, hier's my foute, jou verantwoordelikheid te vat vir die verleentheid wat daar bestaan, en albei partye stap met dieselfde gesindheid in daai gesprek in. Dis waar ek en jy groei, dis waar ons leer, dis waar ons nader aan God kom. As jy dit nie doen nie, bly jy 'n kind. Jy raak nooit volwasse nie. Salig is die vredemakers, geseënd, want hulle sal kinders van God genoem word. Want dis wat Jesus kom doen het. Ons is vandag kinders van God, want hy kom vrede maak, en vandag is ons kinders van God, as gevolg van dit. Hierdie speel homself in twee maniere in ons lewe af. Die eerste een is, ons hanteer konflik. Die tweede ene is, as jy vir iemand die evangelie verkondig. Nou, ek het dit nou die dag gesê, toe ek so 3 weke terug het ek vir julle gesê, ons ken nie eers die evangelie nie, hoe verkondig ons die evangelie? As jy by iemand kom en sy lewe val uit mekaar uit en hy die Here nodig en jy verkondig vir hom die evangelie, kom hy in 'n verhouding met die Here. Kan die Here hom red deur die Heilige Gees? En is daar vrede van daai dag af in sy lewe, ten spyte van hoe sy omstandighede lyk. Salig is die vredemakers, praat ook van 'n Christen wat die evangelie verkondig. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. In hierdie wêreld word 'n Christen vervolg. As jy wonder of ek vervolg word, ek kan jou daar besig hou. Oor hoe ek vervolg word oor wat ek sê. Oor hoe reguit ek is, oor wat die Here sê. Salig is die wat 'n Christen word vervolg. As jy geen teenspoed of vervolging in jou lewe het as gevolg van jou geloof in Jesus Christus, as gevolg van die feit dat hy jou gered het, nie moet jy begin wonder of jy ooit gered is. Help jy vertel vir jouself, ek is okay en ek voel goed nie, word jy vervolg vir dit waarvoor jy opstaan. Jy staan vir iets of jy val vir alles. Salig is die wat vervolg word, terwille van die geregtigheid. Wat die nuwe vertaling sê, salig is die wat vervolg word terwille van dit wat reg is. Daar's net een waarheid in hierdie lewe. Waarheid is nie relatief nie. Jou ervaring met wat jy beleef het, maak nie saak hoe werklik dit vir jou was nie. Is jou ervaring. Dis nie die waarheid nie. Daar's net een plek waar jy die waarheid leer. Reg en waarheid hier is sinoniem met mekaar. Daar's net een plek waar jy leer wat werklik die werklikheid is, wat regtig reg is. En dis by God. Dis die enigste plek waar jy dit kan leer. En as jy opstaan vir enige iets van daai, deur jou oortuiging dat dis wat die Here wil hê jy moet doen, en dis wat die Here wil hê jy moet sê, gaan jy in hierdie wêreld teenspoed kry, want jy gaan vir mense sê, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor jou klein plesiertjie op die kantlyn nie, dit gaan nie oor jou lewe, en alles wat jy doen, en alles wat jy behaal, en jou bankrekening, en jou vakansies, en die posisies, en die kringe waarin jy beweeg nie. Die lewe gaan nie daaroor nie, die lewe gaan oor wat God sê, en God doen. Jy sal vervolg word. Want jy gaan vir die wêreld sê, ons as mense het redding nodig, so pateties is ons in ons sonde. Mense hou nie daarvan om dit te hoor nie. Hulle hou daarvan om te hoor hoe oulik hulle is, hoe goed hulle is, hoe goed hulle doen. So die wêreld gaan jou begin vervolg as jy nie ophou om dit te sê nie. Jy gaan dit beleef. Geseënd is jy. Jy's op die regte plek met ander woorde. Jy beleef die hemel as jy vervolg word ter wille van, want aan hulle behoort die koninkryk van die Here. 'n Christen sê God's trend, not man's trend. Dit gaan oor God, nie oor ons nie. Salig is julle wanneer die mense julle haat. En wanneer julle verstoot en beledig en julle name weggooi soos iets wat sleg is, terwille van die seun van die mens. Ouens, ek kan jou daar besig hou, oor hoe ek vriende gehad het, wat ek nou nie meer vriende het nie, wat my beledig, en wat van my skinder agter my rug. Kan jy lang besig hou, jou naam weggooi, hulle gooi hom so, my naam is my weg. Vertel vir mense net hulle perspektief. Terwille van die seun van die mens, net omdat ek opgestaan het, en gesê het wat moes gesê geword het, en gedoen het wat moes gedoen geword het. Inteendeel, Lukas gee weer die teenoorgestelde, hy sê, wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. As jy iemand is wat deur almal wil van gehou word, dan gaan dit oor jou, nie oor die Here nie.
En kyk, Lukas skryf dit verder, hy sê, wees bly wanneer dit gebeur. En daardie dag, spring op, wees so excited, jee, ek het iemand wat my beledig, omdat ek glo in Jesus. Want kyk, julle loon is groot in die hemel. Want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Jesus is 'n profeet in die Ou Testament, is almal vervolg, baie van hulle, want hulle het die waarheid gepraat, hulle het gesê wat God sê, en die volk het nie daarvan gehou nie. Hulle moes vlug vir hulle lewens. Wees bly daaroor. Spring op en af, die loon is groot. Ons gaan almal eendag voor die Here staan. En die wat werklik gered was, volgens hierdie beskrywing van Jesus, gaan 'n beloning ontvang vir die werk wat hulle in sy naam op die aardbol gedoen het. Die wat nie gered was nie, sal wees waar 'n geween en 'n geknars van tande is, het Jesus gesê. So hoe lyk 'n Christen? Opgesom. As jy ooit wonder hoe lyk 'n Christen? 'n Christen is arm. En hy is altyd bewus daarvan. Jy is bewus daarvan dat jy meer van die Here nodig het en minder van jouself. Dat jy tekort het aan die heerlikheid van die Here. En dit dryf jou. Dis iets wat jou elke dag jaag. Wat jou laat huil oor jou sonde. Wat jou laat treur en God soek. Ja, Here, help my vir verlossing. Ons is nog vas in 'n lyf nadat die Here ons gered het. So ons is in konflik met ons sonde. Paulus het dit in Romeine 7 gesê, wat ek wil doen, doen ek nie, maar wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek is bewus van hierdie oorlog, vanaf die Here my gered het. Sonde probeer die heeltyd die oorhand in my lewe kry. Dit moet die heeltyd, sonde is heeltyd besig om my weg te trek van God af, wat dit oor my moet gaan. En ek huil daaroor, ek sukkel hiermee, Here help my, ek treur daaroor. Dit stoot my al hoe nader aan hom. Dit maak my meer bewus van hoeveel genade ek nodig het. En hoe baie ek staat maak op sy offer aan die kruis. 'n Christen vertrou God wanneer alles uitmekaar uitval. Jy het jou beste gedoen, nou vertrou jy hom vir die res. En iemand gaan vir kyk en sê, hoe is jy so kalm hieroor? Jy is terminaal siek, wat gaan aan? Hoe is jy so kalm hieroor? Jy het jou besigheid verloor, jy het jou inkomste verloor, jou geliefdes is oorlede. Hoekom val jou lewe nie uitmekaar uit nie? Ek vertrou die Here. Ek vertrou die Here. Hy is die een in beheer, nie ek nie. 'n Christen begeer om God te ken. Daar's 'n aptyd in jou lewe. Jy word gejaag deur daai aptyd. En ek soek hom. En ek wil sê wat hy sê en ek wil doen wat hy doen. Die grootste probleem in ons lewe vandag, ek sê dit altyd, die grootste wapen wat die duiwel in jou lewe het, is dat jy alleen glo. Ek's okay. Jy kan vir jouself vertel, ek's okay, maar meet jouself in wat Jesus gesê het. Is daar regtig 'n diep honger en 'n dors in jou om gered te wees en om God te ken? Het jy aptyd vir God? 'n Christen kry barmhartigheid en gee barmhartigheid. En dis juist hoekom ons barmhartigheid uitdeel, want ons het dit so onverdiend net gekry. 'n Christen het 'n nuwe rein hart. 'n Hart sonder 'n agenda. Ek sê net wat God sê en ek doen net wat God doen. Nie wat ek voel nie, wat hy sê en wat hy doen. 'n Christen maak vrede. Hy klim in die gemors in, sê, hier's 'n ongemaklikheid, kom ons praat hieroor. Kom ons praat dit uit, tot ons albei by 'n plek is van vrede. Of van, hoor jy, okay, ons is nie op dieselfde bladsy nie, kom ons kies maar verskillende windrigtings, of 'n plek van, ons kan versoen. As ons al twee opdaag met dieselfde gesindheid, dat die Here sy heerlikheid moet hier uitvloei, sal ons definitief in 'n goeie omstandighede uit mekaar uit beweeg. Definitief. Christen maak vrede. En 'n Christen word vervolg ter wille van Jesus. Dit is net iets wat jy in jou lewe kan dophou. Word jy vervolg as gevolg van wat jy glo en wat jy doen. Elkeen van hierdie goed kan ek eintlik 'n hele preek oor gepreek het. Maar ek het dit in 'n nette dop vanoggend vir ons verduidelik en ek is bly om te sien ek het nie te lank aangehou nie. Volgende week gaan ons aan oor wat het Jesus gesê, wat gebeur wanneer jy gered is. So moet dit nie misloop nie. Kom ons bid saam. Ons sê, onse Vader, ons gee al die eer en ons loof en ons prys U dat U ons nuut maak. Here, ons sit vanoggend hier as afhanklikes voor U, wat nooit genoeg van U kan kry nie. Here, hierdie stikkende wêreld waarin ons leef is 'n bewys
van hoe nodig ons U het, Here, dat ons eintlik nie sonder U kan leef nie. Here, vergewe ons waar ons op ons eie vermoëns en ons eie, na onsself kyk, om dit te maak. Of ons eie arrogansie, of ons eie opinies. Here, kom haal ons van die troon af, deur die Heilige Gees, en kom vat die troon van ons lewe. Meer van U en minder van ons is die gebed in ons hart, Here. Mag ons sê wat U sê en doen wat U doen. Help ons met dit, Here. Ons het U so nodig en ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.